Kykers, goeiemiddag, baie welkom met Jehovah Jireh se tyd geleef. Ons is vandag hier by die Damwal en ons gaan vandag bietjie gesels oor bereken die koste. Kosteberekening. Jy weet, toe hulle hierdie Damwal gebou het hulle sekere goede buiterekening gelaat. En daarom is dit so belangrik dat ons die koste moet bereken wanneer ons in ons geestelike wandel met die Here stap. So vandag praat ons oor bereken die koste. Pastoor Jan, baie dankie dat jy ons die voorreg gee om op Kruiskyk te bedien. En vir elke boetie en sussie wat vandag luister, mag jy geseënd wees en ek hoop die Gees van die Here deel met jou ook vandag. Ons gaan in Lukas 14 lees vandag, Lukas hoofstuk 14. En dit is vanaf vers 25. Lukas 14:25 en hy sê, en groot menigtes het saam met hom, saam met Jesus, gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê. So hulle het agter hom aangeloop en toe draai om te praat hy met hulle. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Jy sien, daar so 'n teaching wat omgaan deesdae, your best life now, en dit moet so wonderlik gaan met jou. Maar as Jesus hierso sê, dan lyk dit vir my nie, jy het nou jou beste lewe nie, jy bring nou jou hoogste offer, sodat jy jou beste lewe by Jesus kan kry. Want wie van julle, wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit, en die koste bereken, of hy die middele het, om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê, en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disippels wees nie. Vers 31, of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. Hy stuur die gesandskap as die ander een nog ver is. En hy vra vredesvoorwaardes. Daar's 'n koste daaraan verbonde. Ons sê bereken die koste. Weet jy, daar's 'n goedkoop Christendom vandag. Dis 'n goedkoop Christendom wat sê gou 'n gebedjie op. En wanneer jy die gebedjie opgesê het, nou sê jy brother, nou sê jy Christen. En nou is jou dag gemaak, nou kan jy nie meer hel toe gaan nie en alles gaan te wonderlik. En jy gaan gebless word. En dit sal so goed gaan met jou. Maar dan kom verdrukking en vervolging en alle helbaars in jou lewe uit. En dit lyk of die wêreld teen jou gedraai het. Jy weet, toe hierdie vloed in volle gang oor hierdie Damwal spoel hier bo aan my. Dis 'n ou plaasdam. Toe kom daai water genadeloos hier af. Geen genade nie. En as jy kyk waar ek vandag staan, was in die grond gewees. Hierdie was ondergrond. Die hoogte van die grond was bo kan my kophoogte. Hierdie was grondhoogte. Hierdie was die hoogte van die grond. Kyk hoe dun het hulle hierdie sement gegooi hierso. Die kosteberekening. En hulle het nie die gedagte gehou van die geweld van hierdie vloedwaters wat hier gaan afkom. Ek sê vandag vir jou, my boetie, my sussie, weet jy wat, om 'n Christen te wees, Jesus sê vir ons, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie, en elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Hoekom? Want jy moet die koste bereken. Wat kost dit jou om Jesus te volg? Wat kost dit my om Jesus te volg? Daar is ek sê vandag vir jou, daar is 'n koste aan verbonde. Dit gaan jou kos, jou gewildheid.
Dit gaan jou kos, jou vriendekring. Wanneer jy wegdraai van sonde af. Weet jy, daardie dag, toe ek buig voor God, en ek sê ek draai weg van sonde af, het my vriende weggedraai van my af. Wat ek voor God sê, Here, my vriende, ek het nie vriende nie, ek is eensaam, ek is alleen. Wat nou, Here? Net een dop, kan ek net een dop drink? Kan ek net een keer 'n week een dop saam met hierdie ouens gaan drink? Ek het nie vriende nie, Here. Daar's 'n koste om Jesus Christus te volg, my maat. Daar's 'n koste. Dit kan jou populariteit kos. Ek sê vandag vir jou, dit kan jou werk kos. Dit kan jou promosie by jou werk kos. As jy in 'n drankwinkel werk, en jy kom tot bekering, sê ek vandag vir jou, dit kan jou werk kos, dit sal jou werk kos. Want jy kan nie met 'n skoon gewete daardie vervloekte drank aan 'n ander verkoop, en jy weet, die woord van God sê geen dronkaard gaan die koninkryk van God in nie. Kan jy jou werk kos? Dit het my in 'n groot risiko geplaas op 'n stadium, want ek werk vir 'n man. En hy stuur vir my en hy sê vir my, hierso, gaan koop vir my drank. 'n Baie welgestelde man. En 'n baie invloedryke man. En dit het my, ek het die risiko geneem om vir hom te sê, nee, ek is nie bereid om in 'n drankwinkel in te stap, terwyl ek preek teen die goed. Ek het 'n groot risiko geloop om my werk te verloor, omdat ek gesê het, nee, ek sal nie. Dit kan jou gemaklike lewe kos, my maat. Want weet jy wat, nou moet jy jouself dissiplineer. En baie keer raak ons slap en ons raak lui. Ons raak moeg. Want jy is binne in 'n vleisboks. Maar dit kos jou 'n gemaklike lewe. Want nou kan jy nie meer altyd net lekker laat slaap nie. Jy kan nie net lekker laat gaan party en laat slaap nie, want Sondag moet jy kerk toe gaan, want jy wil kerk toe gaan, want jy wil gemeenskap hê met God se heilige mense, want jy wil God se aangesig gaan soek. Jy wil hoor, wat is daar 'n woord vir jou? Dit gaan jou kos 'n gemaklike lewe, dit gaan jou kos om in die oggende op te staan en te gaan bid. Dit gaan jou kos om in die middag besig te raak met God se woord. Dit gaan jou kos om in die oggende, deur die dag, met God se woord besig te wees. Dit gaan jou kos om nie soos die ander te raak nie, as mense jou kwaad maak, om nie soos hulle kwaad te word, en lelik op te tree nie. Jy sien, dit kos jou 'n prys, en dit kos jou, wanneer jy verkeerd opgetree het, om te draai en te gaan sê, Here, ek het teen hierdie mense verkeerd opgetree, jy bely aan die Here, en dan gaan bely aan die mense ook, waar dit moontlik is. Dit kos jou 'n gemaklike lewe. Dit kos jou. Jy sien, jy begin uitstaan. Jy is nie meer in die skare verborge nie. Jy sien, ons raak so versteek in die skare. Ons raak so verborge in die skare mense. Jy is nie meer weggesteek nie, maar die skare staan rond. Jy staan alleen bo hulle uit, en hulle wys vingers, lyk 'n Christen so, is dit. Jy begin uitstaan, en mense begin kyk na jou. Hulle begin selfs vinger wys na jou. Jy sien, dit kos 'n prys. Jy moet 'n kosteberekening doen, of jy bereid is om uit te staan, of jy bereid is om daardie beskuldigings te vat, dat hulle beskuldiging op beskuldiging na jou toe gooi, terwyl jy nie skuldig is nie, terwyl hulle verdraai dit wat jy gesê het. Is jy bereid om dit te vat? Weet jy wat, soos ek ervaar het in my lewe ook, jy is soms alleen. Jy staan alleen. Wanneer ek daar tot bekering gekom het, dan staan ek alleen. My vriende wil nie meer my vriende wees nie. Hulle wil nie hoor van Jesus nie. Hulle wil nie hoor dat God my lief gehad het en my vergewe het vir sondes nie. Hulle wil nie hoor dat hulle dit ook moet doen nie. En dan sit jy soveel kere, jong man, dan sit jy alleen in eensaamheid. Dit is soms 'n eensame pad om God te dien. Dit is soms 'n baie eensame pad. Het jy die koste bereken? Of is dit net 'n goedkoop gebedjie wat jy opgesê het? En as jy nog steeds in die crowd, weet jy, dit gaan jou kos vervolging. Soveel keer beledig mense jou terwille van, die holy camolies en al hierdie goede, hulle beledig jou. Weet jy, dit kan selfs jou lewe kos. In hierdie islamlande word hoeveel Christene doodgemaak. Ek kyk gereeld op die internet en ek sien hoeveel Christene word keel afgesny. Wanneer hulle sê hy word onthoof, dan is dit nie bitter min wat hy net woep
Hulle sny letterlik sy keel af. Hulle sny letterlik met 'n mes sy nek af. Dis onthoofding. Dis waardeur is jy bereid jy die koste bereken. Dit kos jou totale toewyding. Dit kos jou totale oorgawe. Dit kos jou afsondering van die wêreld. Hoe lyk jou toewyding vandag? Hoe lyk my en jou toewyding vandag aan die Here? Hoe lyk ons toewyding, man? Wanneer ek 'n nuwe voertuig moet koop, hoe lyk my oorgawe aan die Here? Hoe lyk my toewyding aan die Here? Hoe lyk my gehoorsaamheid aan die Here? Gaan soek ek die aangesig van die Here en hoor wat sê hy. Sal ek dit doen, sal ek dit nie doen nie. Wanneer ek selfs kleiner besluite in my lewe moet neem, en gaan bid ek daaroor en vra ek vir die Here, wat wil die Here hê moet ons doen? Gaan soek ek sy aangesig daaroor. Moet ek 'n nuwe stap in my bediening, worstel ons bietjie deur die goed met die Here, om daar die sekerheid te kry van ons rigting waar ons moet gaan met die Here. En weet jy, hierdie is jou enigste lewe. Wil jy met die koste bereken? Ek het jou nou gesê, wat is die koste daaraan verbonde om die Here te volg? Dis alles. As jou familie jou begin haat, en as jou familie jou begin vyhandig raak, omdat jy die Here volg, dit kos jou 'n prys, man. Om te sê, my familie is minder belangrik as my God. Dis waaroor dit gaan. My eie begeertes is minder belangrik as die begeertes wat God wil hê. Maar ek sê vandag vir jou, my boeta, my sussie, jy het hierdie een lewe, jy het nie nog eene nie. Jy het hierdie een lewe en hy kan môre eindig. Hy kan oor 'n halfuur eindig. Wat maak jy daarmee? Jy het hierdie een lewe om 'n keuse te maak vir ewigheid, wat die ewigheid beïnvloed. Wat is 'n prys van 'n jaar of 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar teenoor 'n ewigheid, man? Ek wil vandag vir jou sê, kom ons lees net gou weer hierso. Wil jy kyk mooi wat staan hierso? Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. Ek sê vandag vir jou, die koning van konings is op pad. En hy is op pad om te slag en te oordeel, om te vernietig sy vyande. En as jy sy vyand is, gaan hy jou vernietig en God gaan verheerlik word in die vernietiging van jou. Omdat jy hom verwerp het. Hy sal steeds heerlikheid daarvoor kry. Bereken jy die koste van die ewigheid as jy nie die prys betaal om Jesus nou te volg nie? Bereken jy daar die koste, my maat? Bereken dit. Wat gaan dit jou kos? Wat gaan dit jou kos? As jy hierdie koste nie betaal nie, as jy hierdie koste rekening, want jy sien, daar is 'n koning op pad en jy dink, ek is selfgeregverdig, ek is okay, ek is alright, ek is nie so bad soos daai ou nie, ek is nie so sleg soos Chris Stemmet nie, ek is nie so sleg soos daai ou nie. Weet jy wat? Jy is slegter as God. Dis die maatstaf. Jy is onheiliger as God. Dis die maatstaf. Hy het reeds gekom om sy goedheid en sy liefde en sy genade aan ons te bewys. Wanneer hy nou terugkom, sê ek vir jou, hy kom nie om jou liefde en genade te bewys nie. Hy kom om te oordeel. Hy kom om te veroordeel en te verdoem. Dis waarvoor hy kom. Bereken jy die koste van daardie koning wat met 20.000 kom, maar met die 10.000 wat jy het, kan jy hom nie oorwin nie. Bereken jy daardie koste? Jy kan teen hom nie staan nie. Jy kan voor hom nie stand hou nie. Hy kom, sy kleed is in bloed gedrup. Een van die dae bars hy deur die wolke. Een van die dae bars hy in ons teenwoordigheid in hierdie aardse realm in. Om te verdoem en te veroordeel en te neem hulle wat die koste bereken het en hom gevolg het en hulle te beskerm, maar die res te veroordeel en te verdoem. Dis waarvoor hy nou terugkom, man. Hy kom nie om jou weer genade te bewys nie. Hy het dit reeds gedoen. As jy dit mis, gaan jy mis, man. Hy kom om te oorwin. Elke laaste vyand word uitgeklee.
Elke laaste vyand word nou verdoem en vernietig. Jy moet nou sy vredesvoorwaardes aanvaar. Jy moet nou hardloop en sy vredesvoorwaardes aanvaar. Jy moet nou jou gesandskap uitstuur terwyl dit betyds is en sê, Here, ek sien ek kan nie teen U staan nie. O, ek sien en ek aanvaar alle vredesvoorwaardes. Jy moet sy voorwaardes aanvaar. Dis nie in jou vermoë. Dis nie jou keuse nie. Hy het die voorwaardes gestel. Jy moet alles los en hom volg. Jy moet alles los. Jy kan niks hoor as hom stel nie. Geen aardse ding nie, geen mens nie. Nie jouself nie. Dis 'n lewe van selfopoffering. Sodat jy Jesus kan volg. Dis die voorwaardes. Hy het die voorwaardes gestel en wat doen jy daaromtrent? Jy dink jy kan 'n gebedjie opsê en nou is jy okay en jy kan aangaan en saam met jou girl bly. Jy kan saam met jou chomme gaan by die dros en by die wat se bar ook al gaan sit. My maat, jy kan nie aangaan om by al hierdie kroe te gaan sit nie. Ek weet van pastore wat in hulle gastehuise drank verkoop. Jy moet jou koste bereken, my maat. O, ek wil vandag vir jou sê, jy moet jou koste bereken. Jy's dubbelhartig. Jy kan nie voor die kansel staan en die woord van God bedien terwyl jy in jou besigheid drank verkoop nie. Jy moet sy voorwaardes aanvaar, vers 32. Jy het nodig om al die wêreldse goede. Jy het nodig om sonde te haat. Jy het nodig om die wêreldse goede te verwerp. Maak vrede voor daardie verskriklike deurligte dag aanbreek. Voor daardie groot dag van die Here aanbreek. Maak vrede. Vind vredesvoorwaardes met God. Bekeer jou, val voor hom neer. En sê, Here, ek is jammer, ek is 'n sondaar voor U. Sien jou toestand, dat jy nie voor hom kan staan nie. Jy kan nie voor hom standhou nie. Jou selfregverdiging gaan nie voor hom standhou nie. Maak gereed om hom te ontmoet, man. Weet jy wat, hy gaan genadeloos, luister wat ek vir jou sê, hy gaan genadeloos verdoem en veroordeel wanneer hy deur die wolke bars. Hy kom om te verdoem en te veroordeel. Hy kom nie terug om te wys hoe nice hy is nie. Hy gaan kom haal vir my en vir jou wat gereed is, maar vir die ou wat nie gereed is nie. Hy kom om te verdoem en te veroordeel. Ek hoop jy begryp dit. Weet jy, ek wil gou vir jou 'n paar dinge lees. 'n Paar goddelose manne se sterwensoomblikke is opgeneem. En ek wil dit vir jou lees wat hulle gesê het in daardie laaste oomblikke. Want jy weet, daar's 'n teologie wat rondgaan van daardie laaste, daai sterfbedbekering. O my boeta, ek weet nie of ek daai kans moet vat nie. O, ek weet nie of jy daai kans moet vat om te hoop vir daai oomblik, daai sterfbedbekering, daai laaste oomblik, jy weet jy dalk 'n kans gaan kry nie, want nou is dalk daai laaste kans. M.F. Rich het die volgende gesê: Terrible horror hang over my soul. I have given my immortality for gold, and its weight sinks me into helpless hell. Thomas Paine: I would give worlds, if I had them, that the age of reason had never been published. O Lord, help me. Lord Jesus Christ, help me. Do not leave. Stay with me. Send even a child to stay with me, for I am on the edge of hell, here alone. If ever the devil had an agent, I have been that one. Dis wat Thomas Paine gesê het, wat die boek geskryf het, The Age of Reason. Hy wens daai boek was nooit gepubliseer nie. Sir Francis Newport, head of an English infidel club. You need not tell me there is no God, for I know there is one, and I am in his presence. You need not tell me there is no hell. I feel myself already slipping. Wretches, cease your idle talk about there being hope for me. I know I am lost forever. Oh, that fire. Oh, the insufferable pangs of hell. En hy weet dis te laat. En hy bely voor hierdie mense, dis te laat. Ek kan nie meer nie. Dis te laat, ek kan nie meer omkeer nie. My saligheid kan ek nooit weer kry nie. Ek het dit verloor. Thomas Hobbes: I say again, if I had the whole world at my disposal, I would give it to live one day.
I am about to take a leap into the dark with no redeemer to save me. Voltaire, gaan Google Voltaire en dan dink jy, wie is Voltaire? Is 'n baie bekende naam in die filosofie. I have swallowed smoke. I have allowed my head to be turned by the incense of lies. I am abandoned by God and man. I will give you half of what I'm worth. If you will give me 6 months life. Dis wat hy gesê het vir die dokter wat besig is om hom te behandel, om hom deur te trek. En daar was geen hoop nie. En toe die dokter vir hom sê, daar's geen manier wat jou lewe gered kan word nie, het Voltaire die volgende gesê, Then I shall die and go to hell. Robert Ingersoll, Oh God, whom I have spent a lifetime denying, save my soul from hell. Aldemont, the skeptic, My principles have poisoned me. My friends, my extravagance has beggared my boy. My unkindness has murdered my wife. And yet there is still hell awaiting me ahead in the darkness. Sir Thomas Scott, Chancellor of England. Groot manne, hoë posisie manne. Behoort aan al die regte organisasies, maar hoor wat is sy laaste woorde. Until this very moment, I thought there was no God and no hell. Now I know for certain that there are both, and I am doomed by divine justice to an eternal hell. En nou wil ek vir jou lees, een van die pinnacles hierso, die hoogtepunte. Mahatma Gandhi, 15 jaar voor sy dood, het die volgende gesê, I must tell you, Hinduism satisfies my soul. I find solace in the Bhagavad and the Upanishads, whatever dit ook al is. En net voor sy dood, sê Gandhi die volgende. Almal wil Gandhi quoteer, en almal wil van Gandhi praat, maar hoor wat het die groot Gandhi gesê, op sy sterwe, net voor hy sterf. My days are numbered. For the first time in the 50 years of my life, I fear that I may have been wrong. All around me is darkness, I am praying for light. Hy was die enlightened one gewees, en toe bid hy vir lig. Mazarin, die Franse kardinaal, en dit sê 'n boekdeel, die Franse kardinaal sê die volgende op sy sterfbed. I have lived as I should not have, and now what is to become of my poor befouled soul? Daar soveel sterfbedbekerings word geproklameer. Dan vra ek vandag vir jou, wil jy daai kans vat, as hierdie getuienisse teen jou praat? Sterwende manne, goddelose manne, wanneer ons kyk, hoe hierdie sterwende, goddelose manne bid vir genade, wanneer hulle in hospitale gaan loop in hospitale, en kyk hoe goddelose manne worstel, hulle is vrees, hulle kan nie sterf nie, hulle veg teen die dood, en dan kyk jy, hoe met vrede sterf Christene, in 'n blye verwagting, en dan praat ek van ware Christene. Ek sê vandag vir jou, bereken die koste. Want daardie dag, wat hy deur die wolke breek, kom hy om te oorwin, te veroordeel en te verdoem. Hy het reeds die genade gegee, sodat ons nou die genade kan gebruik. Bereken die koste, wat dit jou sal kos, aan die ewigheid, as jy nie die prys betaal, wat hy verwag, as jy nie daar die prys betaal, en die gewildheid weggooi, en al hierdie goede wegdraai van hierdie wêreldse dinge, en Jesus volg nie, bereken die koste vandag. Van Golgotha, ken jy die man van Golgotha, die een wat jou laste kom dra, ken jy sy naam, ken jy sy stem, as hy voor jou staan, sal jy